Goeiemôre meneer Alexander Volkwyn, reg? Dit is vir ons 'n groot voorreg by die museum om u hier te hê vanoggend. U is 'n baie spesiale gas by die Fred Gaum Reunie, want u was die eerste skoolhoof van Fred Gaum. Ja. As ek dit reg het. Ja. Goed. So vertel vir my so 'n bietjie van jouself. Waar het u groot geword en hoe dit gekom dat u dan nou by Fred Gaum opgeëindig het? Ja, ek is gebore in Caledon. Aan daardie tyd het my pa by 'n buitestasie van die NG Sendingkerk nog destyds die skoolhoof, was hy van die skoolhoof, die skoolhoof gewees. Dis 'n settlers omkring Teslarsdal. Teslarsdal, daar het ons eintlik vir die eerste paar jaar, dus nog destyds sub A, sub B en standaard 1 skool gegaan. Toe het my pa Caledon toe getrek, waar hy dan die hoofskap van die hoofskool van die NG Sendingkerk, De Vos Milan Premier, bekleed. En daar het ons die res van die primair voortgegaan met die standaard 7 tot 10 matriekjaar onder die prinsipaalskap van die digter S.W. Petersen. Hy was die hoof daar. Baie streng man en baie regop man. Jy moet net gedoen het wat hy sê. So, en dit was in 19... nee, nou moet ek tel. Ek moet dit terugtel. 61, 60, 59, 1957 het ek gematrikuleer op Atlanai. Toe het ek ingeskryf by die Universiteit van Kaapstad. Wes-Kaapland was nog nie daar nie. En ons moes destyds toe 'n permit te kry om by die blanke universiteite. Nou, ek was gelukkig om dan by te kon ingeskryf het met permit van die minister van Kleringsake om by Universiteit Kaapstad te doen studeer in die wetenskap. Die graad BSc met wiskunde en fisika as hoofvakke het ek voltooi in 1961 het ek die onderwysdiploma ook daar gedoen, sekondêre onderwysdiploma voltooi, en in 1962 terug Caledon toe het Caledon 'n hoërskool. Althans hulle het net begin met die standaard 9 klas. Al klaar 6, 7, 8, toe het begin met die standaard 9 klas en het 'n nuwe skool gebou in die dorp. Nog nie deur die apartheid gestuur nie. Daar het ek skool gehou vir 10 jaar. As wiskunde, natuur en skeikunde onderwyser. Verskeie hoofde. My eerste hoof was meneer D.C. Groenewald. Hy het later hoof geword in Mosselbaai by Saubra Hoërskool, senior sekondêre skool. In 1971. Ek het glad nie geweet ek moet Ceres toe kom nie. Maar 1971, die laaste week van die 4de kwartaal, toe bel Dr. Beach, die predikant hier by die NG Sendingkerk van Ceres, want hy was goed bevriend met my pa. Ons het ook aan die NG Sendingkerk boot. Bel hy vir my daar, ek was nog by die skool die middag, ons is die laaste week van skool, alles opruim vir die einde van die kwartaal, of ek die pos hier sal aanvaar, want hulle gaan die volgende jaar die hoërskool, of die middelbare skool loods. Nou sê ek vir Dr. Beach, man, ek moet nou eers met my vrou gaan praat. Ons het toe al, ja, ons het getrou in 19... Ek kan nie meer so goed onthou, maar ek weet ek was 26 toe ek trou, dit wil sê 1967. Toe het ons nog nie
kinders nie. Ek dink nie ons begin met familie nie. Toe het ek met haar gepraat, met pa gepraat en hulle het my almal aangemoedig. Nee, ons jou steen, jy moet maar jou eie besluit neem. En ek sê toe ja vir Dr. Beats, want die nie dat die skool by Calydon nie na my sin was nie. Dit was 'n goeie skool en 'n goeie prinsipale, kollegas daar. Maar ek het gedagte gehad dat ons moet 'n bietjie wegbreek van die familie, want so by die familie kry hulle later hou vas op jou. Toe trek ons nou Ceres toe in 72. Die eerste 2 weke kon my vrou nie kom nie, want ek moes toe huis kom soek, toe Dr. Beats my gehelp 'n plek kry daar in Bastiaanse straat. Meneer Miller. Maar voordat ek daar gaan, het ek die eerste kwartaal in die primêre skool Ceres se huis. Hulle het althans jy sê wat die primêre skool Ceres was ook onder die kerk, toe hulle nou die regering hoor het hulle 'n huis gehad vir 'n skoolhof. En meneer Ivan Arendse, wat die vorige jaar geëindig het hier in Parel toe oorgeplaas is, het toe vakante pos en die nuwe hoof het eers in die tweede kwartaal gekom, meneer September. Toe het hy ons na meneer Miller sy huis daar in Bastiaanstraat. Hy is 'n ou jong kerel, ek dink hy is ook al oorlede. Met oud gewerk daar by hoek het ons daarin getrek vir die volgende 4 jaar. Meneer Miller het toe besluit, maar hy wil nou die huis hê. Toe moes ons weer trek, die laaste 2 jaar toe ons hier in Morrisdale. Ek kan nou nie die straatjie so dood op straat, maar oor kan my 2 van die onderwysers van Morrisdale, meneer Vester en sy familie en meneer Noble en sy familie. Daar het ons in die huis van 'n meneer later gaan gewoon, wat daardie tyd in Mamas by die skool gehou. En dit het ons tot die einde van ons termyn hier in 1977. Desember 1977 het ons toe, althans ek het aansoek gedoen. Eintlik het ek al in 1977 die laaste jaar, nie die vorige jaar, 1976, met die oog om te kan kompeteer vir poste, het ek weer terug universiteit toe gegaan, Universiteit Wes-Kaap met studieverlof, om die B.Ed, die baccalaureus educatius, te verwerf daar. En die volgende jaar toe ek aansoek toe, het ek die pos in Mitchells Plain by Woodland Secondary, so ook 'n nuwe skool wat daar geopen is. En dit was die einde van my tydperk op Ceres. Meneer Steiner was toe al daar, hy het ook toe aan die einde van 1977 'n betrekking as hoof by die Breerivier Sekondêre Skool in Woester gekry. Toe het meneer Goliath, Johnny Goliath, hy het vir 'n tydjie waargeneem, totdat Dr. Baatjies van Beaufort Wes gekom het. Sê gou vir my, wat onthou u van die beginjare van Fredgam? Toe u nou begin het as skoolhoof, wat kan u destyds alles onthou wat eintlik uitgestaan het by die skool? Ons het hier in Morrisdale primêr 'n paar kamers, want daardie opslaangebou in Lylstraat was nog nie voltooi nie. Maar in Morrisdale moes ons die eerste jaar, die 72 begin. En Dr. Beach het ons baie bygestaan en hy het kontak gehad met die gemeenskap en so het ons, terwyl daar 'n groot tekort was aan kleerlingonderwysers, gekwalifiseerde kleerlingonderwysers, het ons heel wat van die blanke onderwyseresse. Ek onthou vir mevrou Lou, sy is ook al heen. Dr. Joubert se vrou, mevrou Joubert, sy het wetenskap gegee, mevrou Lou het Afrikaans gegee. En dan juffrou Fernhout van Vreeland. Sy het ook 'n tyd daar skool gehou en 'n hele paar ander. En hulle het ons baie goeie samewerking gehad. Altyd gehelp om op ons voete te kom. Want ons het, soos ek gesê het, ons het 'n probleem gehad om geskikte, gekwalifiseerde kleerlingonderwysers hier te kry. Jy moet eers die manne
gereed het. Ek het byvoorbeeld 'n goeie wiskundeonderwyser daar in Bredasdorp wat ek destyds ontmoet het, meneer Apollos. Nou, hy was nie 'n gekwalifiseerde hoërskoolonderwyser het, maar sy 10 met die 3 jaar kursus op Hewitt, né? Gehad, maar ek het nog nooit so 'n knap wiskundeonderwyser, hy kon gekompeteer het met die gekwalifiseerde BC, altyd ek het, hy het vir my stof in die oë geskop. Hy het toe my kom bystaan en die wiskunde, hy het hier in Morrisdale, het hy toe huis, 'n nuwe huis wat iemand gebou het, ek kan nog nie onthou wie dit gebou daar nie, maar hy het toe daar die huis gekry, en hier het hy gebly, goeie samewerking met die leerling en die ouers gehad, goeie resultate gelewer, maar ongelukkig met die departement het hulle geweldige streng reëls gehad met promosie. Om 'n promosie by hoërskool moes hy gegradeerd wees. Hy het sy vrou en sy 4 kinders, wat almal hier klaar gemaak. Hy het toe 'n pos in Tilbag aanvaar as hoof van 'n primêre skool daar buite Ceres, 'n tamelike 10 man skool. En daar het hy gegaan. Okay. Die ander ding wat ek ook onthou, wat baie uitstaan, is die goeie samewerking wat ons van die gemeenskap gehad, veral die skoolkomitee. Met Dr. Beach was die eerste skoolkomitee voorsitter. En hy het geweldige baanbrekerswerk gedoen. Om, nadat ons nou van Morrisdale na die opslaangebou oorgetrek het ons besef, ons sal nie daar kan lang bly nie, want daar was nie geriewe vir vakke soos natuur en skeikunde. Daar was geen laboratorium. Ons was in 'n klaskamer met agter in die klaskamer se muur was daar kaste gebou waar die onderwyser 'n apparaat moes gehou het. En dan voor op sy gewone tafel moes hy sy proewe. Toe Dr. Beach het 'n geweldige, soos ek sê, met die komitee voorspraak gemaak en baie vertoe gerig na Dr. Fred Gaum. Hy was die destydse direkteur van kleerlingonderwys. En met hom 'n goeie samewerking gemaak en by hom 'n soort van 'n ondersteuning gekry dat hulle die eilandplaas sal reserveer vir die kleerling hoërskool. Want anders sou ons uitgeskuif gewees het na gebied K. Dit het plaasgevind en na my verblyf, ek dink in 81 is die skool gebou daar en het hulle toe die nuwe skool. En ook om sy samewerking nog te kry, het hulle in daardie tyd dat ons nou in die opslaangebou is, en by Morrisdale het ons begin met standaard 6 en 7. In 73 het ons onttrek, dus 6, 7 en 8. So 8 was die eerste jaar van die senior sekondêre skool. Dis 8, 9, 10, hè? Toe het ons aansoek gedoen en die departement het die skool se status opgegradeer na hoërskoolstatus. En toe het die komitee besluit dat hulle die skool gaan vernoem na Dr. Fred Gaum. Ek dink hy was so afgetree. Ja. Daarvoor is die skool se naam destyds genoem. Nadat ons van Ceres middelbare skool gekom het, genoem Fred Gaum senior sekondêre skool. Okay. En dit verstaan ek na hulle daar ingetrek het by die nuwe skool, het hulle komitee dan besluit om dit Ceres sekondêre skool te noem. Okay. Maar op al die ander gebiede het ons die goeie samewerking met ons. By die skool het al die sportfasiliteite, atletiek, rugby, netbal, ons het deelgeneem in die Woesterunie, waar ons gereeld die leerlinge uit kon geneem het. En die leerlinge was gemotiveerd, want die moet verstaan, die ouers het al vir 'n lang tydperk probeer om 'n hoërskool hier te kry, want baie van die ouers kon nie dit bekostig om hulle kinders Woester en Wellington te stuur met die onkoste wat daarmee gepaard sou gaan, soos losiesgeld en reisgeld, dat die ouers dit
gretiglik aanvaar toe die skool gestig is en hulle volle samewerking en alle funksies gegee het. Meneer Volkwyn, my volgende vraag gaan rondom die tydperk 1976, toe was u nog by die skool, né? Ja. Rondom daai, kan amper sê, daai opstandige tyd. Politieke onrus. 76. Ja. Ek was gespaar in dit. Want soos ek genoem het, in 76 het ek studieverlof geneem toe ek gegaan Wes-Kaap en toe meneer Steiner. So ek moet vir hom vra. Okay. Want ek weet, ons het ook deurgeloop daar by die universiteit soms. Ek het by my suster in Dieprivier gewoon. Dan kon ons nie deurkom as die kloppe. En dan skryf die departement vir my vrou, want sy was my borg of studente wat nie, want ek kry beurs aan die departement, hulle pligte nakom, sal hulle beurse verbeur. Ja. So dit kan ek nog baie duidelik onthou. Maar meneer Steiner het hier, maar ek dink hy het groot probleme gehad, hy kan self sê, hier, want die ouers het saamgestaan en het saamgewerk hier, né? Ek kan onthou toe ons in Morrisdale was, dit was kort na die aardbewing, so 2 jaar na die aardbewing, is in 72, het die staatspresident ook, die vorige staatspresident Fouché, Jim Fouché, hy het hier 'n draai kom maak en toe ons nog daar gestaan en vir hom ontvang en baie geskiedkundige gebeurtenis, dat deze keer wat ek ook 'n president in lewende lywe sien. Ja, so, u was dan nou, hoeveel jaar in totaal was u dan nou by die skool? As ek nou die 76 insluit is, presies 6 jaar. 6 jaar. Van 72 tot 77. 6 jaar. Okay. En in daardie tyd het ons 3 matriekgroepe gehad, 75, 76, 77 matriek klasse. Okay. En baie van hulle is hier. Ja. Magdalene byvoorbeeld, met wie gaan sy was die hoofdogter. Ongelukkig is Sol Blou destyds oorlede. In Durban het hy gaan werk toe sy oorlede. Okay. Meneer Volkwyn, baie dankie vir die geleentheid om 'n onderhoud te kon voer. Dit was 'n voorreg. Dis 'n plesier.